Goeiemôre broers en susters. Baie welkom ook vanoggend by die wonderlike opstandingsdag van ons Here, wat ons saam as gelowiges ons verlossing mag vier in die Here. Twee administratiewe afkondigings. Eerstens, daar word gevra dat ons 'n bietjie nader mekaar skuif. Die kerkgebou is vol, daar's nie nog stoele nie. So as jy net 'n bietjie binne toe kan skuif, sal dit gaaf wees as daar plek is vir ander mense nog in te kom. En die volgende afkondiging is dat die volgende persoon, die kar se ligte brand nog. Nommerplaat is 'n ligblou Hyundai i10 met CA 375164 nommerplaat. Ligblou Hyundai i10 CA 375164. Dan het die diakonie gevra om julle net weer opnuut bewus te maak van die uitreik wat gebeur hierdie komende Saterdag na Goliath Estate toe. En gevra as daar nog mense is, hulle kort nog hande. So as jy bietjie betrokke wil raak en wil dien ook in verskeie maniere, maar ook in daardie gemeenskap, dat jy asseblief met Gerrit van Milligen of met Arnold Pretorius praat. Nou, ek dink julle moet tog net gou opstaan, want anders gaan niemand weet dalk waar julle is of wie julle is nie. Daar's Arnold, daar's Gerrit, die wat ek kan sien daar, kan asseblief met hulle net gaan praat na die tyd en dan of hulle net kontak en saam met hulle gaan op die uitreik. Goed, ons het 'n hele paar verwelkomings vanmôre en ek gaan sommer vra dat hulle opstaan vir Stian en Anay, vir Marius en vir Tarin. En Heinrich, jy kan sommer saam met Tarin opstaan as jy al hier is. Ek sien vir Anay en daar is Heinrich hulle agter en Tarin. Daar is Marius daar agter. Goed, en Stian die kant. Goed, julle sal sien daar in die nuusbrief Stian kom vanaf Polokwane en hy is verloof van Ulrike. En hy is 'n makelaar, 'n korttermyn makelaar. Aan die kant agter, doen tans daar rekeningkundige klerkskap by Shoprite Holdings. Marius wat daar deur agter gesit het, die wat hom nou nie gesien het nie, kom met ons na ons toe met attestaat van 'n gereformeerde kerk Strand en werk ook baie in die buiteland, maar ons is dankbaar jy's vanoggend hier saam met ons, Marius. En dan laastens ook Tarin wat ons aansluit met lidmaatskap van die AP gemeente in Woester. En jy sal onthou dat Heinrich het so 2-3 weke terug belydenis van geloof ook afgelê by ons in die gemeente, so hy is eintlik reeds lidmaat. So baie welkom aan ieder en elk van julle en mag dit ook vir julle geseënde tyd wees saam met ons in die gemeente om die Here te aanbid met ons lewens. Baie dankie julle. Ek wil noem dat ons aan die buitekant by die deur, as jy uitgaan, is daar 'n welkomboom. As jy nuut is of jy wil graag meer van die gemeente weet, daar is altyd iemand wat met jou sal praat, wie jy sal vertel van die gemeente en hoe jy kan lidmaat ook word by die gemeente. So, as jy meer wil weet, gaan asseblief daar by die agterdeur uit, aan die linkerkant, is daar 'n boom wat jy sal sien. Dan wat die lief en leed betref, jy sal sien dat daar's lidmate wat gehospitaliseer is en was. Ons dink aan Mariet Oukamp nog steeds in haar moeilike tyd en ook aan Karel van der Merwe wat ook in die hospitaal opgeneem is. En ons sien ook daar dat hulle motor is ook gesteel. So baie teenspoed gehad. 'n Lidmaat het geopereer is. Ons dink aan Dou Kutse, Lianay Opperman, sy's gister geopereer en dit het eintlik baie goed gegaan. Die dokters is baie tevrede met die operasie. Ons dank almal net vir hulle gebede ook vir die klein dogtertjie wat deur 'n baie moeilike tyd gaan en sy skaars in hierdie lewe. Ons dink aan Lita Snyman, aan Piet van Biljon, Johanetjie van der Walt en Melanie Volgraaf. Hulle almal is die afgelope week ook geopereer. Dan wil ons graag die blomme gee juis vir Karel van der Merwe hulle wat deur 'n baie swaar tyd gaan. En mag hulle ook daardeur die gemeente se voorbidding en se ondersteuning beleef, ook deur die blomme wat hulle kan sien. Ons het laasweek vinnig afgekondig, maar die beriggie is ook daar in die boodskapper van Jan Hendrik en Misha van Wyk se seentjie Henry wat gebore is, laas Saterdag. So ons is ook baie dankbaar vir die teenoor die Here vir klein Henry. Ons gaan vanoggend weer vooraf 'n minder bekende psalm saam sing en oefen. En vanoggend is dit Psalm 27. Ons gaan daarvan saam sing verse 1, vers 3 en vers 4. En in Psalm 27 beskryf Dawid hoe hy sy volle vertroue in die Here plaas as sy lig en as sy redding en as sy veilige toevlug. Te midde van baie dinge in sy lewe, te midde van vyande, te midde van gevaar in sy lewe. En in hierdie Psalm druk hy sy wense, sy bede uit om regtig net naby aan die Here te leef. Dat hy die Here se goedheid kan beleef en voortdurend kan beleef. En ons hoor dit in die baie bekende vers 4 wat in die vertaling, in die 83 vertaling is, waar hy sê: net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. En dan in die gebed roep hy die Here aan om hom te beskerm. En die Psalm wys dus op hierdie verhouding wat hy het met die Here en in hierdie spanning van die vertroue in die Here en die nood wat hy beleef. Maar te midde van alles hou hy vas aan die Here se sekerheid en met sekerheid
En hy hou vas in die Here se sorg en sy goedheid. En het eindig dan met 'n oproep om sterk te wees, om moed te hou en om altyd op die Here te vertrou. Ons sit net so, dan sing ons saam Psalm 27 en daarna begin ons saam met die erediens. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan en sing ons saam tot eer van die Here, Psalm 118.
Daarvan saam vers 2 en vers 12, laat God se volk nou vrolik wees en loof almal saam met jubelsange, want God se goedheid ken geen grens of tyd nie. En daarna bly ons staan vir ons geloofsbelijdenis, en saam met ons geloofsbelijdenis wat ons aan die hand van die geloofsbelijdenis van Sia gaan doen, gaan ons ook daarna saam sing lied 261, maar ek sal dit weer aankondig. As deel van ons belydenis sing ons direk na die woorde van Sia, ook lied 261 en daarvan saam verse 1 tot 3. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword, onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ek glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
Kom ons luister saam na die wet van die Here uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het, en jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet, en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, en die aarde en alles daarop, en die see en alles daarin. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. In Jesaja 57 vanaf vers 15 hoor ons die volgende woorde: So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef, en wie se naam die Heilige is. Ek woon in 'n hoë en 'n heilige plek, en ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek reken nie vir altyd sondes toe nie. Ek bly nie vir altyd toornig nie, want anders sou dit die einde beteken van die mens. Die mens aan wie ek die asem gegee het. Ek het toornig geword oor my volk se sonde en hebsug, en het hom geslaan en hom verlaat omdat ek toornig was. Hy was opstandig en het sy eie koers ingeslaan. Ek het gesien wat met hom gebeur, en ek sal hom genees. Die van hom wat treur, sal ek lei en terugbring. Ek sal vir hulle uitkoms gee. Ek stel hulle in staat om my weer te loof. Vrede vir die wat ver is, vrede vir die wat naby is, sê die Here. Ek sal hulle genees. Ons sit net so, dan sing ons saam, Skrifbreiding 8:1, vers 1 en vers 2, dat die Here die nuwe lewe gee, water uit 'n springfontein.
Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe wonderlik is die woorde om te hoor dat hulle wat treur oor hulle sonde, bring U weer naby. Dat U ons weer in staat stel om U te loof, dat daar by U vergifnis is. Ten spyte van ons sonde, ten spyte van wie ons is as mens wat eintlik U vyande is. Dat U daar bekering in ons harte bring. Dat U ons in staat stel om die lof te bring wat aan U moet kom. En hoe heerlik is dit om te besef, dis U werk in ons, dis U werk dat ons hier by mekaar kan wees, sodat ons hierdie lof mag bring. Dat ons uit ons harte uit kan sing en kan loof en kan prys. Want U alleen is dit waardig. U die Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is niemand soos U nie. U is die Almagtige en U is die een in wie se hande ons lewens is. En ons dank Here dat U betroubaar is, dat ons kan weet dat ons is veilig by U. Dat ons het nie 'n ander verlosser nodig nie. Daar is nie. Dat ons verlosser is betroubaar en getrou. Ons kan nie verlore gaan nie. En mag ons daarin groei, mag ons daarin vashou ook. Dat ons Christus sal omhels elke dag, deur die geloof sal leef. En in alles net sal bly vashou en sal doen wat U van ons vra. Ons erken dat ons soveel sonde het en soveel keer struikel. Maar ons bede is dat U ons sal behou laat bly nog steeds. Ten spyte van die aanslae van die Satan, wat U kerk wil vernietig, ten spyte van die wêreld wat die kerk wil verdruk, ten spyte van ons sondige natuur wat baie keer ons eie keuses maak weg van U af. Dat ons altyd ons oë op U gerig sal hou en ons laat lei deur die woord en deur die Gees. Uit die woord die waarheid sal sien en daarvolgens sal leef tot die eer van die naam. Ons dank Here vir die genade wat U ons gee, dat ons die woord mag aanhoor. Ons weet ons geloof word daardeur gerig. Dis ons bede ook vir vandag, dat as ons dit aanhoor, ons al hoe meer sal besef hoe heerlik die evangelie is. As ons die sakrament van die nagmaal gebruik, dat ons opnuut ook daardeur weer versterk sal word in die geloof. Ons bede is vir ons broers en susters met wie dit baie swaar gaan. Ons 'n baie lang lys ook in ons boodskapper en talle ander wat nie daar genoem word nie, wat ook deur ander beproewinge gaan. Here, U ken ons deur en deur. By U alleen is daar uitkoms, U alleen kan lewe gee. En daarom bid ons dit ook van U. Ons bede bly dat ons as gemeente saam mag bly groei in die waarheid, in die geloof, en in die hoop, en in die liefde. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons luister vanoggend saam na die woord van die Here uit Johannes 4. Ons gaan daarvan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 26. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit is omtrent 12 uur die middag.
Maar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal. En Jesus sê vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels is intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my 'n Samaritaanse vrou water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het nie, en self, saam met sy seuns en sy diere, daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie, jy het reeds 5 gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie plek, op hierdie berg gaan bid, en tog sê julle die plek waar mens God moet aanbid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd en is nou wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Johannes 4 begin met die waarneming van die Fariseërs. Vertel eintlik uit hulle perspektief uit. Hulle het gesien dat Jesus meer disippels maak en doop as wat Johannes die Doper gedoen het. En onthou Johannes die Doper het al 'n reputasie onder die Fariseërs gehad. Ons hoor in die evangelie van Matteus dat Johannes het nie sy woorde teruggehou as hy met hulle praat nie. Toe hulle gekom het om te kyk hoe hy die mense doop, het hy hulle 'n addergeslag genoem. En het hulle gevra of aangewys het of wie het hulle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan die kom is. Hy het hulle skerp aangespreek om te sê maar hulle moet vrugte dra wat by bekering pas. Dit help dus veel hulle dink dat vir Abraham as hulle vader, want hy sê die byl lê al klaar teen die wortel van die boom en elke wortel wat nie goeie vrug of elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Die Fariseërs het 'n baie gespanne verhouding met Johannes die Doper gehad. En die mense vir wie Johannes die Doper gedoop het en voor gepreek het dat hulle moet bekeer, het uit die aard van die saak die vals vrugte van die Fariseërs gesien en geweet, maar hulle moet wegbly van hulle af. Daarom die Fariseërs nie gehou van Johannes die Doper nie. En nou staan hier so dat Jesus was besig om meer disippels te maak en te doop as Johannes die Doper. En dan verklaar Johannes bietjie, hy sê dis nie Jesus self wat hulle gedoop het nie, dis die disippels wat hulle gedoop het. En hierdie is op sigself 'n merkwaardige stelling. Dink bietjie daaroor na. Ons weet nie, einde van Matteus sê die Here vir hulle, gaan dan heen, maak die mense my disippels en doop hulle.
Maar dis nie iets wat hulle nog nooit gedoen het. Hier lees ons baie mooi dat hulle was besig om disippels te maak en dat hulle gedoop sover hulle gegaan het. Hoewel dit die doop was van bekering, is wat die Here hier so vir hulle sê. Hulle was dus bekend geweest daarmee. Hulle het eerstens ondervinding daarmee gehad om die mense te doop daar. Hulle het dus gesien hoe Jesus dit doen en hulle het dit nagedoen. Maar nou veroorsaak dit ook spanning tussen die Fariseërs en Jesus. En ons hoor dat toe Jesus verneem dat die Fariseërs weet dat hy baie mense doop en disippels maak, het hy Judea verlaat en hy het gegaan na Galilea toe. En Johannes sê nie presies hoekom nie, maar die hele rede lyk of dit was omdat die Here elke keer sê my tyd het nog nie gekom nie, daardie vervulling dat hy kan nog nie nou al gekruisig word nie, daarom gaan hy weg. En nou vertrek Jesus na Galilea toe. En dit is interessant dat om vanaf Judea na Galilea te reis, is daar hoofsaaklik 2 roetes. Daar is die kort pad deur Samaria, en dis die groen pyltjie op die skerm. Want aangesien Judea en Galilea weerskante gelê het van Samaria, is dit eenvoudig, jy kan net reguit deurgestap het van onder tot bo. Jy het nie nodig gehad om te stap nie. Maar die langer pad het nie deur Samaria geloop nie. En dis die grys pyltjie. En die Jode het hoofsaaklik verby Samaria geloop, omdat hulle 'n geweldige groot haat vir die Samaritane gehad het. En wederzijds, die Samaritane het presies dieselfde gevoel oor die Jode. Ons hoor dat hierdie wederzydse spanning tussen die Jode en die Samaritane het al begin toe die noordelike ryk weggeneem is deur die Assiriërs. Hulle is in ballingskap weggevoer en die Assiriërs het met die oorblywende Jode wat in daardie streek gebly het ondertrou en daarom het hulle as 'n bastervolk eintlik bekend gestaan. Maar die grootste bekommernis was nie die bevolking wat verbaster het nie, maar eintlik ook die godsdienstvermenging wat daar plaasgevind het tussen die Samaritane en die Assiriërs wat hulle oorgeneem het. So daardie hele streek was eintlik al die streek van die basterjode met wie hulle nie 'n goeie verhouding gehad het nie. En dan sien ons die volgende gedagte, daar staan dat in vers 4 dat Jesus moes deur Samaria gegaan het. En ek weet 'n mens, hy moes nie omdat die ander pad onbruikbaar was nie. Dis nie asof daar nou padwerke was wat hy nou gekeer het en hierdie roete moes vat nie. Maar eenvoudig net gestel, hy moes daardeur gaan omdat die Heilige Gees hom daartoe gedwing het. Daar's iets wat moet gebeur daar wat baie duidelik in die teks na vore kom wat dit is en daarom moes die Here deur Samaria gaan. En hy kom by die dorp Sigar met 'n nadere beskrywing dat dit 'n stuk grond is wat Jakob vir Josef gegee het. En dat die fontein van Jakob ook daar was. Jakob se fontein herinner aan Israel se aardsvaderlike erfenis, dat hulle die aardsvaders gehad het. Maar dit beklemtoon ook dat beide die Jode en die Samaritane dieselfde aardsvaders gehad, hulle dieselfde voorgeslagte gehad vir Abraham, Isak en Jakob. En nou is dit so dat Jesus is nou al moeg geloop, hy en sy disippels het heel moontlik al 4 tot 6 ure in die middel van die dag geloop, en die disippels was weg om te gaan kos koop, reg in die middel van die dag, en Jesus het gaan na die put toe om te gaan water drink. En terwyl hy daar by die waterput rus, kom daar 'n Samaritaanse vrou daarheen. En Jesus knoop 'n gesprek met hierdie vrou aan deur vir haar 'n baie eenvoudige en 'n logiese vraag te vra. Hy vra haar vir water. Hulle is by 'n put, hy het ver gereis, hy's moeg, dit is warm. Die vrou het kom water skep, sy het iets om mee water te skep ook, en iets wat sy kon gee om te drink. Dus is dit 'n baie logiese vraag in daardie omstandighede. Maar op hierdie versoek vir water reageer sy eintlik met 'n absolute verbasing. En ook nie sonder rede nie. Want wat Jesus hier doen is 'n baie ongehoorde ding in daardie tyd. Ons nou gesê daar was absolute haat tussen die partye. 'n Jood sou nie met 'n Samaritaan gepraat het nie. Nog meer 'n Joodse man sou nie in die publiek met 'n Samaritaanse vrou gepraat het nie.
Hulle het dalk die gemeenskaplike aardsvader, maar dis waar dit stop. En geen wonder sy roep uit, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Want die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En hier is Johannes eintlik besig om 'n nuance te maak na die Joodse gebruike van daardie tyd. Want die Joodse gebruike van daardie tyd was dat hulle het nie hulle eetgerei wat ander mense gebruik sonder om dit eers te reinig nie. Iets wat 'n heiden of wat 'n siek persoon gehad of ander mense gehad het, moes eers ritueel gereinig word. Lees daarvan in Markus 7. Moes hulle eers ritueel reinig sodat dit rein kan wees, sodat hulle self nie onrein word nie. Sy sê eintlik in 'n sekere mate van Jode drink nie uit Samaritane se bekers uit nie. Ons deel nie selfde bekers nie. Want die implikasie daarvan is jy wat 'n Jood is, sal onrein word as jy uit my beker uitdrink wat 'n Samaritaan is. Dit gaan dus nie oor higiëne nie, dit gaan oor godsdienstige reinheid voor God. En hy vra Jesus eintlik die ondenkbare. Hy vra vir haar om uit haar beker te drink. En sy besef, hy sal ritueel onrein word, geen water is dit werd nie, dat hy nou onrein moet word nie, want die beker sal eers gereinig moet word. Maar wat sy nie op daai punt besef nie, is dat Jesus sien baie dieper as wat sy sien. Uit die gesprek word baie duidelik dat Jesus vir haar die lewende water sal gee, en dat hy regtig bedoel het, maar ek sal uit jou sondige beker uitdrink. Gee my jou sondige beker, ek sal daai drink. Maar sy sal dit later eers besef. En dan antwoord Jesus haar, en sy antwoord is baie duidelik, dat hy hierdie geestelike behoefte, hierdie droogheid in haar raak sien. Baie groter as die behoefte wat sy by hom raak sien. Sy sien Jesus is uitgedor vanweë die hitte en die ver reis, hy het 'n fisiese behoefte aan water, maar hy sien dat sy soveel meer nood het. Hierdie geestelike uitgedroogdheid, en sê vir haar dat dit eintlik is wat sy vir hom moet vra om water te drink, want haar behoefte is eintlik groter as sy behoefte. En dan sê hy vir haar, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is, wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. En nou praat Jesus hier weer op 'n dubbele vlak. Hulle is besig met water, om te praat oor die water in die put, maar hy het lankal die gesprek geskuif na 'n geestelike water, 'n geestelike nood. En hy is stelselmatig besig om die vrou tot die besef te bring, maar hy besef sy is 'n sondaar, en hy sal regtig uit haar beker uitdrink. Hy bring so stadig maar seker, bring haar tot daai besef. Kom ons stel Jesus se woorde anders. Hy sê, God gee lewende water, waarmee jy nooit meer dors sal wees nie. En hier staan ek, ware God. Besef die oneindige dors wat jy eintlik het, en dat ek vir jou uit my beker sal gee om te drink. Vra, en ek sal vir jou gee. Die lewende water verwys natuurlik daarna om deel te hê aan Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Net 'n bietjie verder in Johannes 7 sê hy, met die een wat in my glo, is wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei, en hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die Gees ontvang. So die Here wys baie mooi, om deel te hê aan geloof, is om dan die Gees ook, dat die Gees in jou werk, geloof in jou wek, en in jou bly leef. Maar die Samaritaanse vrou het nog nie hierdie strekking van Jesus se woorde verstaan nie. Sy het nog nie besef wat haar diepste ellende is, en dat hy weet wat diepste ellende is nie. Hy het eintlik na haar sonde verwys nie. Hy praat van haar geestelike behoefte, haar totale dorheid as gevolg van die sonde. Want in daardie tyd het die mense gepraat van lopende water, dalk in 'n rivier of 'n stroom, as lewendige water. As jy gaan lees in Genesis 26 vers 19, in die ou Afrikaanse vertaling staan baie mooi, en terwyl die dienaars van Isak in die dal grawe, vind hulle daar 'n put met lewendige water. So al wat sy kan verstaan wat die Here bedoel, is nie 'n put met water waar jy moet inskep in die water wat bloot net lê moet opskep nie, maar dat hy bedoel dat daar's 'n stroom wat hy vir haar kan gee dat die water lopende is en by haar sal uitkom.
En nou is dit so, ek dink nie een van ons het 'n begrip wat dit beteken om nie lopende water te hê nie. Ek dink een van ons besef hoe moeilik dit is as jy nie net 'n kraan kan oopdraai en water kom uit, maar jy elke dag moet stap om te gaan water haal by 'n put wat baie ver is. Ek dink nie ons besef hoe kosbaar is net bloot lopende water nie. En daarom vra sy verbaas, meneer, jy het nie eens 'n skepding nie en hierdie put is baie diep. Waar gaan jy lewende water vandaan kry? Hoe gaan jy water kry wat vloei? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het nie. So as die ware Jakob hierdie put gegrawe het, dan wys die vrou 2000 jaar terug is daai put gegrawe en vandag nog gee hy water. So vir 2000 jaar lank het Israel voordeel gekry daai put uit, dit bly water gee, bly water gee, bly water gee. So Jakob se werk staan al vir millennia wat hy vir hulle water uit daai put uitgee. Hoe kan jy nou sê maar wat jy sal gee is nou meer as wat Jakob vir ons gegee het? Jou water kan tog nie beter wees as hierdie water nie. Hy kan tog sekerlik nie lopende water vir hulle gee nie. Maar Jesus sê egter dat die water wat hy gee is nog meer as dit. Dis nie net lopende water nie of lewendige water nie, maar as jy die lewende water sal gee en as jy daarvan gedrink het, sal jy nooit meer dors kry nie. Dit sal 'n fontein in iemand wees wat 'n fontein in hom maak. Daar waar jy droog was in jou binneste, as hy daai water vir jou gegee het, jy daarvan gedrink, dan is dit in jou en daai water bly vermeerder. Dit bly opkom, dit bly opborrel oor jou. Jy kan dit nie help nie, dit bly net voortkom die hele tyd. So let baie mooi op wat die Here hierso sê. Hy sê elkeen wat van hierdie water drink, wie van hierdie water gedrink het, ek hom sal gee. Die water wat ek hom sal gee, elkeen, verwys nie net na die Jode nie. Hy sê net hierdie water is net vir die Jode bedoel nie. Hierdie water is vir alle volke bedoel. Hierdie water is vir sondaars bedoel, vir elkeen wat daarvan drink, wat hierdie onlesbare dors het. Vir elkeen wat smag, hierdie begeerte in hulle het om te stil. Hierdie water is vir hulle. En dat die wat daarvan drink, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Dat hierdie behoefte wat in jou hart het, wat baie mense met aardse dinge probeer vul, dat die Here sê, maar dat die ware God sal met die lewende water sal bevredig. Daar is 'n verskil dat mense word weer honger, hulle word weer dors vir kos en vir water. En daarom wil hulle die hele tyd weer eet en drink. As jy nou vanmiddag huis toe gaan of jy na gaan weer eet en vanaand gaan jy dalk weer eet en jy gaan die hele tyd drink want jy bly die hele tyd dors word. Maar as God jou geles het met die lewende water, dan sal jy nooit weer dors kry nie. Daar's dus 'n ewigheidswerking van daardie water in jou. Jy sal nooit weer dors word nie. Jy sal nie meer smag om te sê maar goed, ek benodig nog iets anders nie. Jy sal beleef dit is goed. Daar's niks meer nodig nie. En dat daardie water kan nooit meer van jou weggeneem word nie. Dit bly binne jou. En daarom sê Jesus, die water wat ek hom sal gee, sal in 'n fontein wees met water wat opborrel. Jesus maak dit baie duidelik, dis nie water wat jy elke keer op 'n ander plek moet gaan haal nie. Dis nie water wat buite jouself iewers is nie. Want daardie water word binne in jou geplaas. Daardie water word deel gemaak van jou. As mens, maak nie saak waar jy gaan nie, jy het daai water die hele tyd by jou. En jy sal nie weer dors word as gevolg daarvan. Het sal binne in hom wees en die hele tyd bly opborrel. Dat 'n persoon wat hierdie lewende water ontvang het, kan nie anders nie as om te doen en goeie werke te leef tot eer van die Here, want waar die wortel goed is die vrug goed. Waar die water aan die binnekant werk, kan jy nie anders as om God te loof en te prys om te dien met jou lewe nie. Dis wat die water aan jou doen. En hierdie water gee ewige lewe. Water wat ons drink onderhou lewe totdat jy weer dehydreer, want jy weer nodig. Hierdie lewende water kan jy nie dehydreer nie. En hoe reageer hierdie Samaritaanse vrou op hierdie aanbod? Seker soos enige mens sal reageer wat 'n lewenslange gratis
voorsiening van iets kan kry, 'n lifetime supply. En daarom vra sy vir hom om vir haar van hierdie water te gee. Meneer, geef my van daardie water sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. So as sy die moeite gespaar kan word om elke dag 12 uur die middag soontoe te stap in die hitte van die dag water te gaan haal, sal sy dit verseker vat. Dat sy nie elke keer daartoe hoef te loop om dit te gaan haal nie. Maar wat sy nie besef nie, is wat hy haar presies eintlik laat vra het nie. Dat hy bring haar tot hierdie punt om te besef dat sy wil eintlik van daai water hê. Hy gee nie die water nie, maar hy bring haar eers tot die besef hoe nodig en hoe graag sy daai water wil hê. Hoe groot haar nood vir haar die water is. Want as sy dink sy het nie daai water nodig nie, hoekom sal sy daarvan drink? Sy moet eers haar sonde besef. En daarom sien ons hoe die Here werk. 'n Mens sien hoe die Here werk in ander mense se lewe. Hy gaan haar eers bring voor die besef hoe leeg sy werklik sonder die Here is. En nou kom en hy openbaar haar grootste nood vir haar dat sy kan sien wie sy eintlik is. Hy gaan haar sonde vir haar wys, maar hy ken haar sonde. Hy ken haar nie as 'n Samaritaan nie, maar as 'n sondaar. Daarom gee hy die spesifieke opdrag: gaan roep jou man en kom terug hierheen. En as hier waar hierdie put van die vrou se lewe oopgemaak word, waar daar ingegrawe word en diep ingegrawe word en wys, maar daar's niks. Daar's nie eens 'n stukkie water daar binne nie. Daar's absoluut droog. Daar's nie 'n druppel water nie. En Jesus kom en hy druk sy vinger op hy grootste behoefte wat daardie vrou het. Die vrou was redelik spraaksaam, sien ons in die dialoog tot hier. En hier gebruik sy die minste moontlike woorde: ek het nie 'n man nie. En sy jok nie as sy dit sê nie. Sy het regtig nie 'n man nie. Maar dis nie die volle prentjie nie. Sy sê nie al die geskiedenis daar agter nie. Sy sê net, maar ek het nie 'n man nie. So dis nie die agtergrond, die volle prentjie daarvan nie, want sy wil eintlik nie oor haar dors praat nie. Hulle kan gerus eerder verder praat oor die water of oor Jesus wat water wil hê. En daarom praat sy baie vinnig en baie ontwykend weg van hierdie punt af. Hoekom? Omdat sy al 5 mans gehad het. En tans is sy in 'n verhouding met 'n 6de man wat ook nog nie haar man is nie. Met ander woorde, haar lewe getuig van 'n sondige lewe, van 'n lewe wat 'n totale gemors is. En dat sy haar lewe probeer vul elke keer met doellose verhoudings en dink maar die volgende verhouding gaan sy ten minste hierdie vrede in haar hart beleef. Dat hierdie materiële en emosionele vlak waar sy self vol maak, waar sy eintlik 'n geestelike nood het. Haar put is geestelik, is droog, daar's niks. En niks wat jy kan doen in hierdie lewe wat emosioneel is, materieel is, kan dit volmaak nie. En sy bly dit verder uitdroog met meer en meer sonde. En hier sien die mens eintlik dan nou baie mooi dat sy in haar lewe onrein is. Nie omdat sy 'n Samaritaan is nie. En sy besef dit eintlik goed. Dis duidelik in die plek waar, in die tyd wanneer sy die water gaan skep het, hoewel daar ook ander plekke nader was daar die put daar gewees en sy moes hele einde die dorp uitstap na die fontein van Jakob toe. En sy skep nie, op dieselfde tyd as ander vroue die water nie, maar om 12 uur die middag in die hitte van die dag. Hoekom? Juis omdat sy gesprekke en ander vroue wou vermy. Juis omdat sy nie wil hê die put van haar moet oopgegrawe word nie. Sy wil nie hê mense moet dit sien nie. Steek dit weg. So wanneer Jesus haar aanvra om haar man te gaan roep, is hy eintlik hier besig met die bekeringsproses in haar lewe. Hy is eintlik besig om haar te bekeer. Hy bring haar tot die diep besef van haar eie sonde en haar eie ellende. Hy bring haar tot die besef dat sy geestelik totaal uitgedroog is. Sy weet sy het 'n behoefte. Sy kan nie self daai behoefte voldoen nie. Sy probeer daardie behoefte weg te neem met nog 'n man en nog 'n man. Maar geen aardse dink en daardie behoefte na God vul nie. Geen aardse water wat jy drink kan vog bydra tot die begeerte en die behoefte na die lewende water nie. Dat daardie behoefte van na God toe is nog steeds onvervul. En nou dat Jesus haar sonde oopgevlek het, gee sy haar verskoning oor hoekom dit so lyk. Eers probeer wegsteek, tipies Adam en Eva, uitgevang is, rede gee oor hoekom dit nie hulle skuld is nie.
Sy gee haar verskoning oor hoekom haar lewe so lyk. Sy gee die rede dat hoekom haar behoefte na God nog nie gevul is nie, want sy sê, maar ek weet nie waarom God aanbid nie, want ons sê hier op hierdie berg en julle sê in Jerusalem so, niemand weet eintlik waar God aanbid moet word nie, so is nie eintlik my skuld dat ek geestelik droog is nie, want ek weet nie eens waar om te aanbid nie. So eintlik is hierdie aflei, wegkry van haarself of die fokus wat op haar sonde is, wegkry na 'n ander plek toe, na 'n verskoning toe oor hoekom haar geestelike lewe nie in plek is nie. Haar geestelike lewe sê sy is in plek gewees as jy nie verskil het oor waar ons moet aanbid nie. Sy sou aanbid het as sy net geweet het waar dit moet wees. Dis nie haar skuld haar lewe lyk so nie. Niemand weet regtig hoe om te aanbid nie. Maar dan kom Jesus en hy bring haar terug na hierdie werklike brandpunt. Maar dit gaan nie oor waar 'n mens God aanbid nie, of dit op daardie berg of in Jerusalem is nie. Aan die plek oor waar die ware aanbidding moet plaasvind, gaan binnekort sy betekenis verloor. Maar dan kom 'n nuwe bedeling. En nou kom Jesus en hy bevestig hierdie redding wat die skrif beloof het, en hy sê maar dit sal uit die Jode uit voortkom. En die Samaritane was grootliks onkundig geweest oor die Messias. Hulle het die eerste 5 boeke van die Bybel geglo en die res van dit het gevolg het hulle nie eintlik hulle self bygehou nie. Hulle het al hierdie openbarings van die Here wat deur die profete gegee is en die res van die historiese boeke gegee is, het hulle al verwerp. En daarom het hulle nie al hierdie kennis van God gehad nie. En daarteenoor sê Jesus dat die Jode aanbid wat hulle ken. Omdat God hom deur hulle geskiedenis en deur sy openbaring in hulle lewe bekend gemaak het. Maar hy sê nou is daar die tyd wanneer die ware aanbidders die Gees en die waarheid sal aanbid. Want is die wil van die Vader, is die wil van God dat hy so aanbid moet word in die Gees en in die waarheid. En dit is baie mooi dat hy klaar later gesê oor hoe dit gebeur, hoe die lewende water in jou kom, maar dis die Gees, dis die Heilige Gees wat kom in jou werk. Dat die Gees laat jou weer gebore word. Die Gees plant geloof in jou, die Gees verbind jou aan die werke van Christus. Hy lei jou om te leef volgens God se wil. Hy lei jou om jou sonde te besef, dat jy bekeer, dat jy berou het, as jy nie volgens die waarheid van God se woord lewe nie. En die waarheid van die woord gaan oor God wat heilig is, dat jy jouself, wat jy mens besien, maar hoe God, hy aanbid wil word, en dat jy is daarby hou. Dit gaan daaroor dat ek myself erken as 'n sondaar, dat ek nie volmaak leef nie. 'n Skulderkenning, 'n belydenis voor die Here. Haar antwoord hierop is ook merkwaardig. Ek weet dat die Messias kom. In ander woorde, sy sê, ek weet, ons het nie alles wat die Jode het in die Ou Testament nie, maar ek weet, die Messias kom. Hy wat ook die Christus genoem word. Dis duidelik dat sy baie mooi, alles wat Jesus nou hier gesê het, oor hoe God aanbid wil word, deur die Gees en deur die woord, deur die waarheid, baie mooi herlei na die Messias toe. Sy besef, dat deur die Messias sal dit gebeur, deur die Messias se werk, sal ons God in die Gees en die waarheid aanbid. Sy sê dat sy van hom weet, dalk nie op grond van haar eie geskrifte nie, maar dalk deur die gesprekke wat sy met ander gehad het. Sy weet dat deur sy werk sal dit gebeur, dat God in Gees en waarheid aanbid word. Nou, antwoord Jesus haar, jy is reg. Die Messias sal alles uitklaar en is nou besig om te gebeur soos hy hier met haar staan en gesels. Letterlik sê die Here vir haar, ek is wat met jou praat. Dis een van die treffendste kenmerke in Johannes Evangelie, hoe die Here homself elke keer so bekendstel as ek is. Wat terugverwys na Eksodus 3 toe waar God homself aan Moses openbaar het in die brandende bos, waar die Here sê, maar ek is, sê vir die volk, ek is jou gestuur. En nou sê Jesus, dit is so, ek is. Ek is die Messias. Ek is die een wat jy verwag om te kom. Ek is die een van wie die profete gepraat het. Ek is die een wat die lewende water sal gee. Dat hy alleen kan sonde vergewe. Hy bring bekering by mense, daar waar daar 'n droë put was, en hy gee die lewende water. Ons sien die wonderlike hier, dat hierdie vrou wie se lewe so stikkend was beskik om heel eers uit die mond van die Here te hoor dat hy die Messias is. Dat hy die Christus is.
En waar sy aanvanklik nie verstaan het nie, waar sy aanvanklik gedink het, maar alles gaan hier oor 'n blote fisiese handeling van water gee en water drink. Besef, maar is eintlik 'n geestelike vlak van sy wat die dors het en sy wat die behoefte aan die lewende water het, wat wil drink, wat sy wat daar sonde wil wegsteek, word hier gebring om haar sonde te openbaar en te bekeer en te drink van daai lewende water. Sy wat nie eers op die regte plek aanbid het nie. Sy wat nie eers in God se teenwoordigheid kon kom nie. Staan nou hier in die volle teenwoordigheid van die ware God. In Johannes 4 openbaar die Here weer eens sy byna onbeskryflike liefde vir sondaars. Hierdie vrou beleef wat dit is dat sonde vergewe word. Sy beleef wat dit beteken dat daar water in haar is wat opborrel, wat sy nie anders kan as om vir mense te vertel van wat daar gebeur het nie. En die resultaat van haar vertelling is baie merkwaardig. Mens lees in die volgende gedeelte dat baie van die Samaritane in daardie dorp tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde van die vrou wat getuig het. So sy het nie water toe, met ander woorde, van die put af na die mense toe gevat nie, maar sy het gaan getuig van die lewende water wat in haar geplant is, wat opborrel. Broers en susters, wat die woord ons hiervoor bring vanoggend, is die besef dat ons elkeen is soos hierdie vrou is. Dalk nie in die sin dat jy al 5 mans en 5 vrouens gehad nie, maar ook presies na dieselfde sin dat jy besef dat jy net so elendig is. Daar's nie een van ons wat nie uit daai ellende uitkom nie, wat kan sê maar ek is nie so elendig gewees nie. Ons almal is so elendig. En die woord van die Here sny oop, dit maak daai put van jou oop wat jy kan sien is droog. Daar was nie 'n stukkie van jou diepste denke of jou diepste wese waar daar water is sonder die Here nie. Waar jy met die evangelie gekonfronteer word, waar dit verkondig word, dat jy moet besef, maar ek is 'n sondaar. Dat ek moet besef, maar daar is verlossing alleenlik by God. En dat hy daai verlossing bewerk deur sy seun. En waar die evangelie verkondig word, is dit Christus wat sê, maar gee my jou beker, dat ek uit jou beker drink. Gee my jou sonde. As jy bekeer, ek sê jou sonde vat, ek betaal daarvoor, en ek gee my lewe vir jou. Dat jy uit my beker uit drink. Ek sal daai sonde op my neem en daarvoor betaal. Waar die evangelie verkondig word, sê Christus, maar ek het die lyding deurgegaan. En ek gee die lewende water. Ek sal gee wat ek verdien het, 'n sondelose lewe, wat jy nie het nie. En juist daarom word mense opgeroep tot bekering. En as jy hier sit vanoggend en jy het nog nooit in jou lewe bekeer nie, jy het nog nooit in jou eie lewe ingekyk nie, roep die Gees jou om te besef wie jy voor die heilige God is. Besef jy's 'n sondaar, besef dat daar niks goed as jou kan kom nie. Besef dat dit help veel ek probeer toemaak met aardse dinge. Mense doen dit. Spandeer al hoe meer tyd aan aardse dinge om weg te kom van die geestelike af, nie oor te dink nie. Maar die Here kom en hy konfronteer mense met sy evangelie. En kom die Here en hy werk in ons lewe ook om ons te besef wat ons grootste nood is. Want slegs as ek besef hoe groot my nood is, sal ek besef hoe geweldig groot hierdie gawe van die Here is, hierdie ewige lewe wat hy gee, die water, die lewende water wat hy gee. Dit is baie maklik om die sonde weg te redeneer. Baie maklik om verskonings uit te dink oor hoekom ek nie die Here van harte aanbid nie. Want is dit en daardie ding en daar het dit gesê en ek gaan nie kerk toe as hierdie ou daar is nie. Daar sal altyd redes uitgedink word oor hoekom ek nie my beste vir die Here kan gee om van harte kan aanbid soos hy aanbid moet word nie. En jy is daar om die oproep bekeer. Bekeer daarvan en besef hoe groot jou sonde voor die Here is. En luister na die waarheid van die Gees wat getuig oor jou lewe. Oor hoe droog jou lewe is en hoe noodsaaklik die lewende water vir jou is. Besef wie voor die Here is, besef hoe groot die genade van die Here is. Dat mens ook deel het aan sy liggaam en sy bloed. Broers en susters, ons beleef ook wat die Here aan ons siele gedoen het. Ons getuig met nagmaal dat die Here vir my van die lewende water gegee het om te drink. Dat daar lewende water in my geplant is sodat in my opborrel.
Daar waar dit my inplant is daar lewe en lewe in oorvloed. En dis lewe wat ek nie kan wegsteek nie. Ek kan nie hierdie opbordeling onderdruk nie, dan is ek skyn heilig. Maar die water, die lewende water in my moet uitvloei. Mense moet dit kan sien, hulle moet kan hoor en hoe ek leef en hoe ek aanbid. My hele lewe moet getuig dat my lewe 'n offer vir die Here is. En broers en susters, ons vier dit juis met nagmaal. Dat die Here ons beker gevat het wat sondig is. Dat hy sonde geword het aan die kruis, dat hy daai gedrink het. Dat hy ons sonde op hom geneem het en daarvoor betaal het. En dat hy sy beker vir ons gee. Dat ons daai gedrink het en die lewende water ontvang het. Sodat ons in alle ewigheid nooit weer dors sal kry nie. Amen. Voor ons kom by die bediening van die nagmaal, kom ons sing hier saam. Dit doen ons staande deur te sing Psalm 84 vers 3 en vers 6. Ek hou vir ons die nagmaalsformulier voor. Geliefdes in die Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek en gesê, neem, eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis, net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en die beker drink. Om nou tot ons troos die nagmaal reg te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek, en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie 3 hoofpunte. Eerstens,
Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons moet die berou hieroor voor God verootmoedig. Tweedens, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volmaakte geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En derdens, ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dankbaarheid aan God te betoon, opreg vir hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Hulle wat egter hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars en towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, die wat myneed pleeg, ongehoorsaames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, onsedelikes, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal te kom nie. Niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die koninkryk van Christus nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons dink dat ons sondeloos en volmaak is nie, inteendeel, ons kom juis omdat ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees hartgrondige berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse voedsel en drank. En die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit met my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader in die wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het vir ons veragting gelei sodat ons nooit weer tot voorwerp van skande sou word nie. Hy is onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is in die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vas te spyker. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seun oorlaai. Hy het pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en die stort van sy bloed die ewige genadeverbond vervul met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn elke keer weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed, as dat ons die brood eet en die wyn drink. So wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. En het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdom laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as ledemate van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal saam een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons daartoe help. Kom ons bid saam. Ons barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die vertroostende betekenis van die lyding en dood van die Seun Jesus Christus mag gedenk, mag onthou. En ons bede is dat U deur die Heilige Gees in ons harte sal werk, dat ons met opregte vertroue al meer onsself aan Hom sal oorgee. Laat ons deur Hom die hemelse brood gevoed word, sodat ons nie meer vir ons sondes leef nie, maar dat ons in Hom sal lewe. Help ons, Here, dat ons onsself sal verloon, dat ons Jesus Christus as ons verlosser openlik sal bely, met 'n hoopvolle verwagting uitsien na sy wederkoms, wanneer hy ons vir ewig by ons sal neem. Hoor ons gebed, o God en barmhartige Vader, in Jesus naam. Amen.
Terwyl die tafel gereed gemaak word, kom ons sit net so, dan sing ons saam Skrifverheffing 17:3, daarvan saam vers 1 en vers 2. Geliefde broers en susters, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die Hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtes ontvang. Ons vra nou dat die wat aan tafel wil gebruik eers na vore kom, en daarna gaan ek vra dat die ouderlinge eers die wyn uitdeel, en daarna die brood, en dan sal ons saam nagmaal vier.
Kan ons net vinnig 'n aanleiding kry, daar is iemand wat oorgeslaan is nie? Dankie. Geliefde, is die brood wat ons breek, is die gemeenskap, die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet en dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here vir ons gebreek is, volkomme versoening van al ons sonde. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daaruit en dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus Christus vir ons gevloei het, tot volkomme versoening van al ons sonde. Terwyl ons hier voor aan tafel is en pas die nagmaal gevier het, kom ons sing saam vers 1 en vers 5 en dan ook vers 7 terwyl ons wat hier voor is terugbeweeg. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood gevoed het, laat ons almal saam met dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde: Loof die Here o my siel en alles wat binne my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie.
wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig in die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Daarom sal my mond en my hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank en ons loof U dat U hierdie heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal weer in ons bevestig. Ons dank U dat U U enige gebore seun gegee het as middelaar, as 'n offer vir ons sondes. Ons dank Here vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van die seun. Ons vra dat U deur die Heilige Gees nog steeds ons sal bly werk, deur die verkondiging van die dood van die seun ons daagliks laat groei in die geloof en ook in heerlike gemeenskap met hom. Ons bid in sy naam alleen. Amen. Geliefdes, wanneer u liefdegawe vandag gee, dit gaan vir die instandhouding van die erediens, sowel as vir Huis Boland. U kan dit elektronies afdra of ook by die deure gee. Dan sal jy sien in die nuusbrief is daar die losmaking van die ouderlinge. Dit gaan nou nie vanoggend gebeur nie, dit sal wel nou vanaand gebeur, dat ons losmaking gee vir Jacques Haman, sowel as vir Jan Hanekom. Kom ons staan ons, dan sing ons saam ten slotte lied 200, ons sing daarvan saam vers 1 en vers 2. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.
ons vra vinnig die aandag net vir 2 afkondigings. En graag 'n bietjie wil net vinnig gesels oor die huisgeloof en dan is daar ook 'n afkondiging van die kerkraad se kant. Ek gaan vra dat Andries asseblief na vore kom. Goeiemôre almal. Wat 'n voorreg om vanoggend saam met Andries hier te staan, want ek het 'n idee wat Andries vanoggend gaan sê en ek weet wat ek gaan sê. So dis sommer net 'n voorreg om hier te kan wees vanoggend en gemeente, u weet ek praat elke jaar, 1 keer 'n jaar, dan praat ons saam oor huisgeloof en daar's elke keer te veel op my hart om daaroor te sê, maar kortliks, ons kop vandag weer amptelik af met ons huisgeloofprogram. Vir die van julle wat nog nie weet wat dit is nie, dis 'n disippelskapprogram waardeur ons ouers toerus om hulle kinders te disippeleer, of te disipel, ek het gehoor, ek mag nie sê disippeleer nie, dis lelik. En dit is, ek dink, ek is self 'n ouer, ek het 3 kinders, ek weet op hoeveel WhatsApp groepies ek is, ek weet hoe besig dit is, en ek weet die duiwel gebruik al hierdie dinge om ons aandag af te lei, van die een groot verantwoordelikheid wat ons teenoor ons kinders het, en dit is naamlik om hulle te disciple. Ek kry vroeër die week, het ek die volgende fotootjie gekry, en ek deel vanoggend net graag hierdie aanhaling met julle. Die persoon wat dit gestuur het, sal nou weet hoe geleer dit was, dat ek het nou Vrydag Vrydag gekry het. The best children's ministry program is kids watching their parents follow Jesus. Ek gaan dit nog 1 keer lees. The best children's ministry program is kids watching their parents follow Jesus. Ek het gisteraand die groot voorreg gehad om Ben Fuller se Under the Mountains lofprysingsgeleentheid in Kirstenbosch tuine by te woon. En dit was groter as wat jy kon dink. En ek het daar net in my hart hierdie ongelooflike ervaring ervaar van dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker. Kom ons wys vir ons kinders hoe lekker dit is. So ek nooi julle uit om hierdie jaar saam met ons die huisgeloof te reis. Wie nooi ek uit in die eerste plek? Ek nooi ouers en kinders uit. Ek nooi oupas en oumas uit. Ek nooi die kerkraad uit wat nog nie huisgeloofsessies bygewoon het nie. Ek nooi die kategete uit en ek nooi almal wat enigsins met kinders te doen het. Kom ons maak mekaar se hande sterk. Kom woon hierdie sessies by. Kom leer saam met ons, kom deel saam met ons. Moet dit nie misloop nie. Ons het hierdie jaar gaan ons dit vir julle bietjie makliker maak. Ons skop vandag af na 'n nagmaal met ons mentors, waaroor ons baie opgewonde is. Dit beteken die graad 10s en 11s in ons gemeente, al die kinders kry elk 'n volwasse mentor wat vir die res van die jaar met hulle 'n pad gaan stap wat nie hulle ouers is nie. Wat 'n voorreg om hierdie verhoudings in ons gemeente te koester. En dan van daar af vorentoe sal ons met die uitsondering van die graad 7 sessie Balans, wat se datum reeds beskikbaar is, en waarvoor die ouers en die kinders reeds die uitnodiging ontvang het, vir die res van die jaar sal alle huisgeloofsessies altyd na nagmaal plaasvind. So as jy enigsins kinders het, van ouderdom 0 tot en met 18, wil ek nou vir jou sê, na nagmaal sien ons jou hier. Want jy het iets om te gee, jy het 'n getuienis om te deel en ons het jou teenwoordigheid nodig. Ons sal die sessies en die besonderhede deel, maar ek nooi julle net uit om te kan deel word van hierdie ongelooflike, bitterbelangrike plan of bitterbelangrike program. Ons kan dit nie sonder julle doen nie, want ons het mekaar nodig. Dankie. Goeiemôre julle. Gegeewe my onderwerp, is dit vir my 'n regtige voorreg om die voor te staan met Wiekie. Ja. So, meeste van julle, indien nie almal nie, is bewus van die debat wat die afgelope paar weke in die gereformeerde kerk gevoer is rondom vroue in die amp. En die kerkraad, deur monde van Braam
En die ander leraars het derentyd gesê dat die kerkraad gaan die 18de Februarie oor hierdie aangeleentheid praat. En die kerkraad het gevra dat ons net baie kortliks dit miskien toelig en dan verdere aankondigings maak. Ek wil graag die geleentheid gebruik om net die gees te skets wat teenwoordig was tydens die vergadering van die 18de Februarie, Woensdag. Ek weet nie of alle kerkraadsvergaderings tot 11:30 in die aand duur nie, maar as dit enige aanduiding is vir julle van die deeglikheid waarmee die kerkraad die kwessie bespreek het, dan hoop ek dit help. En ek wil sê dat tydens die bespreking was daar in onderleiding van die voorsitterskap van Bram, het elkeen 'n geleentheid gehad om na die een of die ander kant sy stelling te maak en sy gevoel uit te druk. Niemand is kort geknip nie, elke een het volledig gesê hoe hy voel. En alhoewel daar verskille van opinie was, kan ek nou vir julle sê, dat die gees wat daar geheers het, was gees van liefde, en die gees van eensgesindheid, maar veral van liefde. En ek wil vir julle sê dat, as 'n mens in die burger lees, van artikels wat praat van, dat hierdie saak 'n onverdinde haat op vroue is, dan wil ek nou vir julle vanoggend sê, dit was allermins, die gees wat geheers het tydens daai kerkraadsvergadering op die 18de Februarie. Dit was liefde, omgee, 'n gevoel van ons verskil, maar ons kan eensgesind wees. En dit was vir my ongelooflik hoe ek glo, die Here ons deur monde van Tumi Jacolinde voorberei het vir die vergadering. Want dit het gegaan oor eensgesindheid. Nie ons stem almal saam nie, maar dit het gegaan oor wie se kerk is dit? Dis God se kerk. En wie is ons om met ons menslike debatte die kerk van God skade aan te berokken? In steede was daai gees wat geheers het Woensdag een van eensgesindheid. Eensgesindheid, 'n gesindheid van eenheid. Goed, dit was die gees wat geheers het by die vergadering. En ek wil net graag die besluit miskien net so 'n bietjie verder toelig. Die eerste gedeelte het gegaan oor twee beswaarskrifte wat die kerkraad voel hulle wil rig aan die Klasses Boland by die volgende vergadering wat dan nou binne die kerkorde verder geneem sal word. Nou daardie twee beswaarskrifte handel eintlik in totaliteit met die besluit van die synode van 2026. En ek wil regtig net hê julle moet verstaan dat die 2026 besluit het gegaan nie oor die meriete van vroue in die ampt nie. Daardie besluit is in 2016 geneem. Dit het gegaan uitsluitlik oor wat moet gebeur met gemeentes wat hulle nie hou by die besluit van 2016 nie. So, in 'n sin is hierdie debat of die kerkraad se besluit onder punt 1 gebaseer op 'n reaksie op die 2026 synode besluit, waar gemeentes dan nou wat hulle nie hou daarby nie afgesny word ensovoorts, en daar word woorde gebruik van dat die gemeentes hulle dan nou nie gehoorsaam is aan Christus nie. So, die kerkraad het eensstemmigheid daaroor, dat beswaarskrif opgestel moet word met betrekking tot die bewoording, dat die gemeentes nou ongehoorsaam is as aan Christus. Ons voel dat
dit 'n ongelukkige bewoording is, uiters ongelukkig, en nie met genoeg liefde gepaard gaan nie. Maar die beswaarskrif sal dan nou dit verder uitlig. Tweede beswaarskrif gaan oor die besluit dat gemeentes hulle wat nou nie hou daar by die besluit van 2016 nie, hulle losmaak en dat of binne 1 jaar dan nou nie die konformeer tot die besluit nie, hulle losmaak van die gereformeerde kerk. Die presiese bewoording van die beswaarskrif sal nog uitgeklaar word, maar daar is 'n gevoel dat dit onnodig skerp is, dat dit 'n lyn in die sand trek wat dalk nie nodig is nie, veral wat tydsbeperkings aanbetref, en dat, soos ek sê, daai beswaarskrif sal verder geneem word. Kan ek ook dit sê, daar is 'n gevoel dat die breër debat rondom die vrou in die amp, eintlik die meriete van die saak waaroor in 2016 besluit is. Dit is 'n debat wat nie onder die tafel gevee moet word nie. Kerkraad is dit eens, soos ek sê, alhoewel daar nie noodwendig eensstemmigheid is nie, is dit nie 'n debat wat onder die tafel gevee moet word nie. En die gevoel is dat in die gereformeerde kerk Welbeoos daardie debat sy loop moet neem. En as ons die afgelope 10 jaar stil was, dit is dan nou 'n geleentheid om daai debat verder te voer, en soos die Gees ons lei, kan daardie aangeleentheid verder geneem word. Goed, maar, en dit het te doen dan met punt 2, die kerkraad gee erkenning daaraan, dat daar in die gemeente en die kerkraad verskeie sienings is, rondom die saak oor die vrou in die amp. Ons sal voortgaan om toeligtings en gespreksgeleenthede daar te reël, ensovoorts, ensovoorts. Ek wil net verder ook wat die gees van daardie vergadering net uitlig, en dit het te doen met punt 3, 4 en 5. Die kerkraad gee verder erkenning daaraan dat verskeie vroue in ons gemeente die synode besluit as negatief en miskennend van hulle kosbare bydraes binne die gereformeerde kerk Welbeoos ervaar. Die gemeente word gerusgestel dat die vrou in haar rol, in haar kosbare rol in hierdie gemeente sal voortgaan. En om die waarheid te sê, die gebed is dat die rol van die vrou opgebou en uitgebou moet word op hierdie stadium binne die synode besluit, maar dit is moet nie gesien word as beperkend nie. Goed. Nou, om verder te gaan, die verdere gesprekke, het die kerkraad gevoel dat daar op die 8ste Maart, op die 8ste Maart gaan daar na die oggenddiens, na so 'n breek, na 11:00, gaan daar 'n vergadering gehou word, 'n gespreksforum gevoel, 'n toeligtingssessie, 'n inligtingssessie. Ek wil dit nie beperk met 'n spesifieke naam nie, maar dat ons gaan praat hieroor. En dat dit die geleentheid is om te help vorm aan hierdie 2 beswaarskrifte, en dit ook 'n geleentheid is om te help vorm, dalk in die langer termyn, aan die debat rondom die vrou in die kerk. Vrou in die amp, ekskuus. Mens moet versigtig wees wat jy sê. So, ja, ek hoop nie dit word opgeneem nie. Ja, maar julle weet hoe ek voel. So, ja, dis al wat ek wil sê. Bram, het ek enigiets uitgelaat? Ja. Die kerkraad het so 'n kommissietjie saamgestel om net voor te berei vir daai gesprek die 8ste Maart. Jan Venter is die koördineerder, en as enigiemand wil bydra lewer, wil insette lewer, voorstelle maak oor hoe dit gedoen word, wat die praktiese manier is, hoe ons dit gaan doen, die beste manier, is julle welkom om met hom te kontak. Goed, ek dink dis nou al. Dankie julle.